Asai, welkom ons kuier vandag hierso in Lichtenburg. En ja, mens sal nie glo dit is droogte gewees nie, want pragtig hier agter lyk die veld nie sleg nie. En ja, hierso as die veld goed lyk die beeste gewoonlik net so mooi. En ja, kyk my kondisie, dit loop. Rokke, hoe gaan dit? Goed jou Tinus. Nee, baie goed, dankie. Mooi. Rokke, dit word hier 'n harde seisoen, moeilike jaar. Maar die diere het ongelooflik goed herstel na 'n droë seisoen. Nee, verseker Tinus. Ag jy weet dit kom maar net weer terug by die gehardheid. Jy weet, ons het regtig 'n moeilike jaar gehad laas jaar. Dit was 'n groot uitdaging. Jy weet, ons het die saai soos ek vroeër gesê het, so 174 mm vir die seisoen gehad. Dit het ons geboelie. Maar jy weet, die beeste kondisie gehou uit die aard van die saak uit. Jy weet, ons maar so 'n bietjie 'n standhoudingsvoertjie gegee wanneer dit nodig was. En soos julle hierso sien, kry hulle een keer 'n week kry hulle 'n produksie mengseltjie, lae proteïene, baie voer. So hulle lyk so op hulle eie. Ek is baie vrede met die bees. Dit is lekker as hulle so kan herstel. Dat ek twee vrae gehad het. Ek sien die lang oor is hierso kom daai Indicus so sterk deur. Ja. Jy kies vir die lang oor en dit is nou maar met ter tyd hoe jy nou maar dit wat by jou aanpas, dit wat by jou werk. Dis die goeders wat nou maar op hierdie stadium die langer oor het en ook meer dat die Indicus gehardheid kan toe. Ja, nee, verseker Tinus, ag jy weet Paul waar die teeltroppe is, jy weet dit is bietjie harder, dis baie harder as hierso. Weer dis in die klipveld. So hierdie verse word almal daar gebore en ons skuif hulle maar wanneer dit tyd is skuif ons hierna toe en maak dragtig. Maar die ore is maar natuurlike seleksie. Ag en dit is maar my persoonlike voorkeur ook. Ek hou van die ore en ek is bly dat dit nou maar so uitgewerk dat hulle so 'n bietjie ore. Dit beklemte maar net bietjie gehardheid soos jy sê. Jy weet, vleisproduksie is goed, die melk is goed en jy kan die kalvers opkyk, hulle is like netjies in 'n kondisie. Ja, ek het dit so voor my volgende vraag die klaar so 'n bietjie aangeraak. In so 'n moeilike tyd baie keer moet mens maar voer inkoop en baie keer moet die ouens voer gee en is nie altyd die beste vir die bees nie. Jy kon daarom jou klipveld het 'n bietjie meer water gekry as die res van die area. Jy kon wegbly van daai warm voer te gee. Jy kon net van die veld af en 'n bietjie ekstra dalk 'n produksie wat ek al net bysit. Kyk hoe Tinus wat ek vroeg besef het, jy weet, wanneer ek 'n kliënt het wat na 'n vroulike dier koop, jy wil nooit 'n voerkraal ding koop nie. Voerkraal is sy plek. Jy weet, en die idee met 'n vroulike dier is nooit om om daai warm voer te gee nie. So as ek sê 'n produksie lek, is dit regtig dis 'n sout en 'n swaal en 'n fosfaat tipe lek en dan het ons so 'n ekstra produksie lekkie wat regtig 'n grouwe somme koringstrooi is met 30% proteïene. So dis regtig nie dat hulle warm gevoer word nie en ek ration hulle ook hard op wat gegee word. So die winter sal ons byvoorbeeld maandag, woensdag en 'n Vrydag vir hulle bietjie uitgooi. In die somer as die gras so lyk sal hulle een keer 'n week hoogstens kry. Maar dis maar net om kondisie te hou en eintlik maar om besetting beter te maak. Ja, seker. So jy probeer hier by 3,5 kry kondisie telling niks meer nie. Seker te maak dat hulle nie oor vet raak en is ook maar 'n probleem. Oor vet is so almal. Nou kan ons maar altyd kyk by hulle gatte. Weet wanneer daar so geel koolmielies is, dan jy mos dit weet. Dit is hard gevoed. So jy sal dit sien op een van my vroulike diere nie. Hulle moet natuurlik so lyk en dis graag wat ek wil aanbied ook. Ek wil 'n dier aanbied wat van die veld af kom. Die dier moet gaan waarde toevoeg by sy nuwe eienaar. Daai moet gemaklik kan kalf. Sy moet gaan aanpas daar waar sy gaan. Nie nodig jy om 'n harde voer te hê soos om te lyk soos wat hulle nou lyk nie. Gaan gras vreet en dan aanpas op baie plaas en aangaan. Ja, sy kan speel en weer dragtig word. Jy weet, ou roep probleme met harde voer. Nee, dat was al op vroulike goed. Ja, nee, riemen is 'n moeilike ding. Ja, nee, dit is sorteer. Ons het so 'n bietjie gepraat oor die grootte van jou kuddes. Jou kuddes ongelooflik aangegroei. Ja. Maar dit gee ook jou die kans om strenger te selekteer, strenger te kyk wat op die plaas bly, wat jy aan ouers kan verkoop. Ja. En ons sien dit ook raak hier so daar. Kyk, die goed kies ons staan die klomp en meeste van hulle staan met colours langs. Ja. So 10 is ons het ou werk mos maar met 'n plan en ou het 'n langer visie van waartoe jy wil beweeg. Jy weet en ek het 'n langer visie van waar ek my eie kuddes wil beweeg. Jy weet en hierdie is die prentjie wat ek wil hê in my eie kuddes. Jy weet en hierdie is alles my eie hand, jong. Jy weet en soos ek sê,
By die beeskudde wat ek het 'n ou mos maar verantwoordelikhede en 'n ou moet hier en daar moet jy van vroulike diere verkoop om goedjies te laat vermeer. Maar hierdie is van die diere wat op die veiling gaan. My seleksie is klaar gedoen van wat terug gaan klipveld toe. So my 150 of 180 verse wat terug gaan klipveld toe, wat nou by die teelkudde toe gaan is reeds uitgehaal. Ja. Weet van hulle klaar kalvers, van hulle is dragtig. Maar dis die prentjie wat ek wil aanbied, dis die prentjie wat ek in my kudde soek. En ja, ons het ons kuddes laas jaar in 'n moeilike jaar het ons redelik uitgebrei. En jy weet begin van die seisoen was dit mos nou nie 'n uitdaging nie, toe raak dit 'n uitdaging. So is dit al 'n bietjie geforseer in se wees, maar ek staan vandag en ek is baie bly dat dit so gebeur. Ja. Ons het so vinnig vroeër gepraat oor die diere se dragtigheid en aanpasbaarheid en so aan. 'n dier wat by jou nou, kyk het gesê 6 maande nie dragtig is nie. Moet aanskyf soos hulle na 6 maande hulle by die willoop is daar nie 'n dragtigheid is en dan is dit aanskyftyd en dit doen jy vas. Daar's nie uitsonderings, hierdie is 'n mooi ene of hierdie het 'n dierpaar nie. Ja, sentiment het die plek op die plaas nie, jy weet. Dis ongelukkige 'n ding wat ek besef het en ek dink soms partykeer bietjie laat besef het, maar sentiment het die plek op die plaas. Jy weet, as die mooiste dier daar loop en sy kalf nie, dan loop sy vir nie daarso. Sy steel 'n ander produktiewe ding se plek. So ek het zero tolerance wat dit aanbetref. Hulle moet kom, hulle moet dragtig word. Jy weet, as sy nie hier so dragtig word, sy gaan nie by my teelkudde dragtig word en sy gaan ook nie by my kliënt dragtig word nie. So dis ook, jy weet, ek wil 'n vrugbare produk aanbied op die einde van die dag. En 'n lae risiko. Dit is al waar is gaan. Dit gaan oor risikobestuur tomate en ja, as hulle nie fout nie dan dra hulle ongelukkige risiko. Hulle dra die risiko. Soos ek jou vroeër gesê het, my lang prentjie met die produksieveiling ook, jy weet, is om hier is nou 120 koeie wat reeds gekalf het, eerste kalfkoeie. En my lang uitsig is om 'n produksieveiling te hê met 300 koeie met kalvers op die veiling. Ja. Jy weet, so dis my uiteinde. Die ook gesê, die verse vir volgende jaar se veiling loop reeds van begin Desember af by die bil. Daar's 150 en die volgende 180 moet nou binne die volgende week of 2 bulle toe gaan. So hopelik is ons volgende jaar al daar. Hoe lyk julle pakkie hierdie jaar wat julle aanbied? Hoeveel koeie het? Ek sê 120 koeie. 120, ja, ons het aanvanklik toe ons die advertensie begin het ek gegaan op 100 koeie met kalvers. Jy weet, ons is nou daar by reeds 120 en ek skat ons gaan naby aan 130 of 140 wees veilingtyd. Dan dragtige verse hart van die saak het nou minder geword as die 200. So daar gaan seker dan so 170 of 160 dragtige verse wees en dan die 50 oop verse. Okay. Verkoop ons hierdie jaar reeds met 'n paar ander mense bulle en so. Ons het 'n paar gasverkopers wat bulle bring, die ou getroues, weet wat ek self vir my eie kinders ook gebruik en wat ek vertrou en wat ek 'n goeie verhouding mee gebou het. Is maar weer Jaco hulle van Jagmar, Obakeng van Lekato en dan Rian van Sail van Rotswand. Jy weet, so hulle bring 'n paar bulle en ek is baie opgewonde om hulle bulle te sien ook. Ja, dis 'n sterk ouens met 'n sterk name. Ja. Ek weet ons het hierdie al voorheen bespreek, maar ek dink dit is belangrik vir die ouens wat dan nog nie weet nie. Al hierdie ouenslike kommersieel, almal van hulle kom uit stoetbulle. Jy gebruik alleenlik stoetbulle in die kommersiële van hierdie word uit 'n stoetbul uitgeteel. Ja, daar's nie kort baie nie, daar. Ja. Onthou dit kom weer terug. Ek kan nie van my kliënt verwag om iets te vat wat ek nie wil hê nie. Jy weet, so vir my gaan dit oor naspeurbaarheid en dit gaan vir my oor die kwaliteit en dit gaan vir my oor die produk wat ek aan my kliënt wil lewer en wat ek self ook wil gebruik. Jy weet, en ek in ons vorige onderhoude weet ek het dit beklemtoon, jy weet, naspeurbaarheid is vir my uit die aard van sake krities belangrik. Jy weet, almal wil weet waar kom hulle produk vandaan. Jy weet, en almal wil weet wat se produk hy kan lewer en ek dink in ons wêreld deesdae is dit 'n bewys daarvan hoe beter die produk en mense is bereid om 'n premie te betaal vir 'n beter produk. En almal wil weet waar kom ons goed vandaan. Almal wil gesonder lewe, weet waar kom ons vleis vandaan, waar kom ons groente vandaan, wat word hulle gespuit, wat word gedoen met die goed. So vir my is dit belangrik om daai tendens te volg in die mark. Ja, nee, ek dink die diere praat ek van hulle self en ek dink saam met jou bestuurstaat, ek dink baie keer is dit goeie ouens mis. Jou bestuurstaat is net so belangrik as jou beeste. Ja. En jy weet nie wat aangaan as jy na hulle kyk nie. As voor ek jy laat gaan, die diere, hoe vroeg vat jy jou diere of jou
verse in my bul toe. Wanneer wil jy met hulle graag kalf? So Tinus, ek het 'n reël by my. 'n vers kom nie naby 'n bul voordat sy nie 380 kg weeg nie. Kyk, dit is my belangrik. Daai vers moet gaan. Sy moet gemaklik kan kalf, sy moet uitgegroei wees. Daar moet nie probleme wees met kalvers trek nie. Ons het 'n goeie nommer koeie met kalvers hierso. Weet, en as ek vat tussen 120 koeie met kalvers wat hierso staan, het ons 2 koeie gehelp om te kalf. En dis dit. Jy weet, in daai ratio is ek baie vrede mee. Dis 'n goeie persentasie. Daar moet iets, iemand moet iets vassit soms. Ja, jy weet, of is 'n kalf wat so groot is as 'n menssak is. Dit so By die voerbak het gewees, ja. So 2 uit 120 uit is ek baie vrede mee. Ek dis 'n persentasie wat ek mee kan lewe. Rocco is 'n lekker aanbieding. Ek kan nie wag om te sien wat gebeur by die veiling nie. Dit is die datum is die 20ste. Ja. Ons het weer 'n bietjie vroeër as gewoonlik. Ja, bietjie vir. So 'n bietjie vroeër maak ons seker maak ek kwyt. As jy weer aanlyn hierdie jaar op gesê. Ek het nie jaar aanlyn. Net van die vloer af en op die telefoon. Van die vloer af en op die telefoon. Telefoon is natuurlik Karoo Is hulle kan soms so jy anders kan help natuurlik. Van hierdie goedjies so mooi pakkies bymekaar maak dat die manne se ook kan sien dat hulle koop. Daar gaan verseker pakkies wees vir almal. Ons gaan groter pakkies hier op die dragtigtes. Weet van 7 tot 12 diere in 'n pakkie op die dragtiges. En dan die koeie sal ons so tussen 5 en 10 in 'n pakkie. Lekker. Daar hang maar af hoe klaar ons in dit van 'n sal mooi wees, hulle sal mooi in vorm gaan 'n pakkie wees. Ja, ek sien baie uit. Hier op dieselfde plek. Rietgat, net buite Lichtenburg, by Rietgat veilingskraal. Jy dit. OK, ek gaan jou weer nou. Ons sien hierdie 20ste by Rietgat 11:00 en as jy meer aanlig het, kan jy vir Rocco bel of waar hele lang lys van stad. Wat is Stadsstok. En dan is hy natuurlik help, maar hy is altyd welkom en altyd lekker mense om mee te gesels. En ja, ek dink ek hoef nie beeste goed te praat nie. Kyk maar net na hierdie video.